Hartlik goeiemôre van my kant af. So lekker koue nat oggend en ek regtig waar aangenaam verras vir soveel van u wat nog steeds gekom het ten spyte van die slegte weer daar buitekant. En dit bevestig maar net en dit sê vir ons dat dit wat ons vanmôre herdenk nog steeds vir u belangrik is. Ons glo so en dat ons nog steeds dit wil vier. My grootste vrees wat ek maar baie keer het en ek het vanoggend weer vir julle gesê dat ons nooit op 'n punt mag kom en wil kom en sal kom as kinders van die Here, as gemeente self, dat ons aan dit wat ons vanmôre herdenk gewoond raak en dit naderhand vir ons betekenis verloor. Dat maar net nog iets op die kalender is wat ons kom en laat gaan en dit raak nie meer ons harte nie. Dan is daar groot fout. Maar ons is bly vir elkeen wat hier is en mag dit wat ons vanmôre ook oor gesels het, dit wat ons beleef, u harte versterk en ook dit wat u glo, dit wat u aan vashou, dit bevestig en net weer onderstreep in ons harte. Dit is die waarheid en dit het al in u lewe 'n verskil gemaak. Dit kan in soveel mense daar buitekant lewens nog steeds 'n verskil maak as ons net die Here sal toelaat ook wat dit betref. Want dit het nie ergens, ek dink een van die skrywers in die Bybel het ook gesê, dit het nie iewers daar in 'n hoekie gebeur nie. Dit is iets wat die hele wêreld weet en wat ons herdenk en dit bly 'n werklikheid wat ons herdenk vanmôre. So kom ons bid saam voor ons met die woord begin en dan gaan ons aan. Vader, ons aanbid u vanmôre omdat u 'n God van liefde en ontferming is, omdat u 'n God van genade en goedheid is. Here, u het u self openbaar as God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. God is liefde. God is geregtigheid en vrede. U genade en u barmhartigheid ken geen einde nie. U is regverdig in al u weë. U alleen besit almag, alwetendheid, alomteenwoordigheid en u is ewig, sonder begin en sonder einde. Niemand het u uitgedink nie, uitgevind nie, geskep nie. U is en u het u self aan ons kom openbaar deur u Gees, deur die woord, soms Here self deur die skepping, in ons drome en ons gedagtes. Ag Here, daar's soveel maniere wat u self aan ons as mens wil kom openbaar en al reeds openbaar het. En ons het 'n verantwoordelikheid om ook daarop te reageer, want u is God en ons is mens. En u woord sê self, God alleen moet waaragtig wees en elke mens leenagtig. Wat my net vir my sê, Here, ons as mens, ons gedagtes is so klein, so nietig, om dan te wil redeneer, daar is nie 'n God nie. Hy kan nie bestaan nie, is onsinnig, dwaas. Maar Here, ons eer u vanmôre nie vir wie u is nie, maar ook vir wat u gedoen het, dat u seun gestuur het om in ons plek 'n helverdiende einde te kon gaan uitdien aan die kruis. Dit wat ons loon was, dit wat ons verdien het, het u op u self geneem, sodat ons kan lewe. Dankie Here Jesus dat u nie teruggedeins het nie. En alhoewel u daar in Getsemane, toe u sonde gesien het, en die aakligheid en die omvang daarvan, en daardie beker wat u geledig het u steeds gebid, nie my wil nie, maar u wil geskied. En u kon uitroep aan die kruis, dit is volbring, dit is betaal, dit is afgehandel. En ons eer en ons aanbid u vanmôre daarvoor. En dankie Heilige Gees dat u vanmôre hier saam met ons is, in ons midde, in ons harte, om ook hierdie waarhede in ons harte te kom verklaar, om Jesus te kom verheerlik, want dit is presies wat ons van u verwag. Jesus self het gesê daar in Johannes etlike hoofstukke, dat wanneer hy gekom met die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid inlei. Hy sal nie uit homself spreek nie. Hy sal dit neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik.
kom verheerlik dan U self in ons midde, sodat ons in die einde van dit alles verstom in aanbidding en verwondering voor U sal wees, maar ook in 'n nuwe verbintenis saam met U. Want dit wat U gedoen het, moet tog uiteindelik sin in ons lewens vind, uitwerk in ons lewens, anders sou dit vergeefs wees. Dankie vir U instaatstelling vanmôre, kom seën U woord in elke hart. En ons dankie vir U teenwoordigheid in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou, julle kan saam met my blaai na Eksodus hoofstuk 12. Eksodus 12. Ons gaan lees daarvan in vers 1 tot en met so vers 12-13 se koers. Ons vat julle terug na die instelling van die Pasga, toe die Here sy volk uit Egipte uitgelei het, die aand voor dit gedoen het, toe vir 'n sekere instruksies gegee. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot julle vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en in die bootdrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai. Die kop en die pootjie saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daardie woordjie verbygaan is die woordjie Pasga, Pesach, beteken om oor te slaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Ons lees net tot sover wat die woord van die Here betref, mag hy vanmôre ook in elke hart kom seën, en dat ons verstaan, insig het in dit, wat God se plan van die begin af was, en hoe dinge uitgewerk het, uitgespeel het, tot daar ons vandag ook is. Nou, voordat ons by die kwessie van die tema kan kom, aanskou die lam, so jy sien ook dat die boodskap so bietjie verder ontwikkel, soos het ons vorder, en jy sal al meer en meer sien, hoe die Here ook hierdie plan aan ons as mens laat ontvou het ook, hoe hy dit bekend gemaak het, so met verdrag. Dan moet ons teruggaan, wat is die oorsprong, die agtergrond, wat is die oorsprong van die hele lam gedagte, van 'n offer, is baie belangrik. Wat is die agtergrond? Wat was die aanloop tot die instelling van 'n offerlam? En dan moet ons teruggaan, reg na die begin toe, met Adam en Eva alreeds. Wat het daar gebeur? Nou die Here het vir Adam en vir Eva na sy beeld geskaap, en daar's baie mense wat, as hulle kyk na hierdie kwessie van die beeld van God, snaakse voorsienings het, en verklaringe daarvoor het. En as ek in my Bybel lees, en ek gaan kyk na die woorde, en ek gaan kyk na die res van die skrif, dan is daar die beeld van God niks met die uiterlike te doen nie, want God is gees. So is nie iets soos arms en bene en blou oë en blonde hare en daai tipe van vergoede. Dis nie die beeld van God nie. Die beeld en die gelykenis van God dui op iets innerlik wat eie aan God is. God wat 'n morele wese is.
En God het vir Adam en vir Eva geskape na daardie beeld, en dan kry ons dinge soos heerlikheid, en geregtigheid, en krag, en mag, dinge wat die Here aan die mens gegee het. Adam en Eva moes in daardie heerlikheid moes hulle gewandel het. En wat daardie heerlikheid was in die begin, was hulle het God se heerlikheid met hulle gedra. Dit was hulle kleding gewees in werklikheid. Hulle was nie bewus gewees van enigiets anders as hierdie heerlikheid en dat hulle in God se teenwoordigheid gelewe het nie. In elke opsig was hulle onskuldig en volmaak geskape. Hulle het ware geregtigheid ook gehad. Wat beteken, hulle was in 'n perfekte verhouding met God gewees. Hulle status voor God was volmaak. Geen veroordeling nie. Geen skaamte nie. Want hulle was nie sonde gewees nie. Hulle het in hierdie volmaakte omstandighede het hulle gelewe en hulle self was volmaak geskape en die Here gee vir hulle krag en hy gee vir hulle mag om te kan heers oor die skepping. Om te kan heers oor alles in hierdie skepping. En hy stel vir Adam aan, ons praat van in die teologiese term as federale hoof van die skepping, as uitvoerende hoof van die ganse skepping, en hy onderwerp alles aan hom. In die oomblik toe die sondeval plaasvind en Adam en Eva kies om hulle self te glo, om die vyand te glo, om die Satan te glo, toe verloor hulle geregtigheid. Hulle verloor hulle heerlikheid, hulle verloor hulle krag, hulle verloor hulle gesag wat hulle gehad het, en hulle gee dit oor aan die Satan, die krag en die mag. En dit is presies wat die duiwel ook gesê het, toe hy vir Jesus versoek het, toe sê hy vir Jesus, ek gee vir jou al die koninkryke van die wêreld, ek gee vir die hele skepping, want is aan my oorgegee. Deur wie? Deur Adam. En so was dit gewees, en in hierdie heerlikheid as hulle ontbreek het, word hulle toe daar in die tuin, ek amper die woord gebruik, betrap. En dadelik toe hulle heerlikheid verloor, toe is hulle bewus van hulle self. En hulle kom agter, maar ons het nie kleding nie, want die heerlikheid wat hulle omstraal het, is nie meer daar nie. En hulle raak selfbewus, hulle raak van mekaar bewus, en hulle skaam, en veroordeeld voor die Here. Wat doen hulle? Hulle vlug van die Here af. Gaan kruip van weg. Want dadelik is hulle bewus van hierdie veroordeling, hulle staan in hierdie vrees voor die Here, en die gevolg is hulle dompel die ganse menslike geslag in sonde. En van daardie oomblik af, hulle is uitgedryf uit die tuin uit, en hulle kinders buitekant die tuin. En die hele menslike geslag word in sonde ontvang en gebore sedertdien, tot vandag. Almal het die Adam natuur in hulle. Maar wat doen die Here? Hy het nie net vir Adam en vir Eva aanvanklik uit die tuin uitgedryf nie, en hulle moes buitekant gaan woon in die ooste van die tuin nie. Hy dryf hulle net uit nie, hy doen iets en hy sê iets omtrent dit. Want as God hulle net moes laat begaan het, dan was daar vir hulle geen hoop nie, en vir ons ook vandag geen hoop gewees nie. En toe Adam en Eva uitgedryf word, sê die Here vir hulle, hy gee vir hulle belofte, maar hy bedek ook hulle naaktheid. Hy doen iets. Hoe doen hy dit? Die Here, lees ons, het vir die mens en sy vrou, het hy kleding gemaak. Die Bybel gebruik die woordjie rokke, maar dis amper is 'n kleed, 'n oorjas van dier se vel. Wat hy waar gekry? Hy moes iets slag. Hy moes daardie vel van iewers af kry. 'n Onskuldige dier word geslag, en daardie dier se vel word hulle kleding, om hulle skaamte weg te steek, om vir hulle 'n tipe van waardigheid, 'n bietjie waardigheid terug te gee, wat hulle verloor het. Daar van die eerste offer plaas, buitekant die tuin van Eden, waar God inisiatief neem en die mens klee. Nou as ons 'n bietjie verder gaan wat hierdie saak betref, nou dan kom ons in die proses daar by Genesis 3 vers 21 uit, en die Here God, as nou vir gesê het die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit aangetrek.
So 'n onskuldige dier, waarskynlik 'n boklam word geoffer en gedood, en die gedagte van plaasvervanging word hier gevestig. En dis baie belangrik wat hier gebeur het. Die gedagte van plaasvervanging. Die onskuldige in die plek van die skuldige. Dis God se plan. Nie die mense nie. En mense het al probeer verklaar, hoekom? Die wysheid behoort aan God. Hy het dit so gekies, hy het so gedoen. Nou lees ons hier in die einde in 1 Petrus 3 vers 18 die gedagte van hy het eenmaal vir die sondes gesterwe. Hy die regverdige vir ons die onregverdige. Hy het in ons plek aan die kruis gesterwe. So het ons kan lewe, so het ons hoop kan hê, so het ons ewige lewe ook kan hê. Maar dan gaan ons 'n bietjie verder en kom daar in gaan Genesis hoofstuk 4 vers 4. En dan is Abel nou al gebore. En ons lees daar, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Nou lees ons daar verder, mens kom in Hebreërs hoofstuk 11, dat die Here het Abel se offer aangeneem, maar Kain se nie. Hoekom? Omdat God meer van lam hou of as van groente, van vrugte, nee, niks daarmee te doen nie. Die onderskeid was, Abel het iets in geloof gedoen, en Kain nie. En God het Abel se geloof geëer, wat saam met sy offer gekom het. Want net 1 of 2 versies voor dit staan daar, want het is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Abel het in geloof geoffer. En dit staan nie in die Bybel nie, maar mens kan sekere afleidings hier probeer maak, dat ons het nie tydsraamwerk dat alles plaasgevind het nie, maar dat die gedagte van offer alreeds by Adam en Eva gevestig was, en dat hulle vir hulle kinders ook geleer het, want Abel, waar sou hy dit vandaan gekry het? Hoe sy dit gedoen het? Dat hy besluit het om van die eerstgeborene van sy beste lammetjie te vat, en dit vir die Here te offer, en te sê, ek doen dit in geloof, want daar was 'n belofte gewees, in Genesis 3 vers 15, waar die Here gesê het, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, en jy sal hom die kop vermorsel, hy sal jou in die hakskeen byt. Die belofte, dit staan bekend as die moederbelofte, die aanvanklike belofte wat die Here gemaak het vir 'n verlosser, vir 'n Messias, iemand wat uiteindelik sou kom om te kom sterwe in die plek van die mens. So daardie offer, wat hy daarvan gehoor het, dit het hy verder gevat en gaan toepas. So, dit is die offer gewees wat hy in geloof gebring het. Nou lees ons in Hebreërs 12 vers 24 die volgende. En by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Dus met daai teksvers net so in isolasie lees, dan maak dit ook seker nie veel sin nie. Maar is baie belangrik as hy daar sê, en by Jesus, die middelaar van 'n Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, dit is Jesus se bloed, wat van beter dinge spreek as van Abel. Abel se offer was 'n tipe gewees, 'n simboliese handeling gewees, met 'n vooruitskouing van wat nog sou kom. En nou, daai woorde sê, as van beter dinge spreek as Abel, Abel se offer is pointing to a more excellent sacrifice that would come. Dit spreek van beter dinge. En daardie ultimate sacrifice, daardie uiteindelike excellent sacrifice, is dit wat Jesus kom doen het. In Genesis 22, ek vat hier so 'n bietjie verder, hoe die hele gedagte ontvou het. In Genesis 22, lees ons die verhaal van Abraham en van Isak. Ons almal ken daardie verhaal, hopelik is hoe hy vir Isak op die berg geneem het, om die Here gesê het, gaan offer jou enige gebore seun, die seun van jou belofte. Toe spreek Isak met sy vader Abraham. En hy sê, my vader, en antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En nou gaan hulle op, en Isak se gedagte is, ons gaan nou gaan offer op die berg, maar ons het niks vleis saam met ons het nie 'n lam saamgevat nie. En Abraham in geloof antwoord die volgende, en sê, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun.
Min wetende dat daardie woorde wat hy daar geuiter het, letterlik ook 'n paar duisend jaar later op dieselfde plek vervul sou word. Want wat daar gebeur het, die oomblik toe hulle opgaan na die berg, en hulle kom bo, en Abraham maak hom gereed om sy seun te offer. En Abraham se geloof was van so aard geweest, dat hy geglo het, al sou ek my seun doodmaak, God het mag om hom uit die dood uit op te wek. Dit is dus in Romeine 4. Hy het daardie geloof gehad, en toe hy gereed maak om vir Abraham, of dat Abraham vir Isak doodmaak. Want God het gesê, hy moet dit doen. Niet eenvoudig gehoorsaam. Maar dit was nie in God se hart dat hy het werklik moes gedoen het nie. Maar toets vir Abraham. En op daardie oomblik, toe sien en toe hoor Abraham 'n ram, en wat vassit. En toe hy sy oë opslaan, toe sien hy, God het die lam voorsien. God het voorsien vir 'n offer. En hy gaan vat daardie lam, en hy gaan offer hom op die altaar. Op daardie selfde plek op die berg Moria. Na die selfde omgewing is Jezus 'n paar duisend jaar later gekruisig. En daar het God sy eie seun laat slag. In plek van die mensdom. Is dit nie goddelik dat die Here dinge so bewerk nie? Maar dit het nie daar geëindig nie. Daar het God 'n lam voorsien en dit is geoffer. In Eksodus 12 het ons nou hierdie gelees, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesinne, en daar word die Pasga ingestel. Daar word hierdie handeling van offer word 'n formele ding gemaak. En ons het nou die res het ons gelees, daar Eksodus 12 vers 5 tot en met so vers 11, né? Daar die hele gedeelte, die instelling van die Pasga. Julle kan dit self op julle eie gaan lees. Wat baie belangrik is, as mens net kyk na hierdie skets ook, dan sien 'n mens hoe hierdie hele saak ontvou het ook. Ek moet nie heeltemal van die begin af gevat nie, maar hiervan waar Abraham was en van die volk, en toe Jesus en die kruis en alles wat Jesaja 53 en wat verder daar gebeur het. Maar wat baie interessant is, die ontvouing van die plaasvervanging. Dat 'n onskuldige in die plek van die skuldiges sy lewe gegee het. As ons baie keer sing van die bloed, en ons praat van die bloed van Jesus, dan dui dit op sy lewe, want die lewe is in die bloed. Dan dui dit op sy lewe wat hy gegee het, die offerdood wat Jesus gesterf het. Nou van die begin af was dit daar gewees. Maar reg in die begin, kom ons gaan nou weer terug na Adam en Eva toe. Daar het God 'n lam voorsien, plaasvervanging vir die eerste mens. Toe kom ons by Israel. En die Here sê 'n lam per huisgesin. En nog 'n paar honderd jaar verder kom ons waar, althans Eksodus 12 kom ons en die Here sê 'n lam vir die volk. Toe hulle by die feeste uitgekom het en is later gevestig in Israel, né? Toe is dit 'n lam vir die hele volk. En toe kom ons in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Mens, gesin, volk, wêreld. Sien hoe dit ontvou. En Jesus kom en hy kom sterf aan die kruis vir ons sonde. Toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Die uiteindelike vervulling van al die Ou Testamentiese offers, al die Ou Testamentiese onskuldige lammetjies wat geoffer is, hier kom die ultimate sacrifice. Hier word die uiteindelike offer gebring. Nou wil ek vir die vraag vra, dink julle, Jesus was toevallig by die Pasga met sy kruisiging? Dit is maar net so uitgewerk dat hy ook daar was? Lees dit saam met my, nee. Hy was nie daar om die Pasga te herdenk nie, maar om die Pasga te vervul. Daardie spesifieke dag toe hy daar was, toe hy die Pasga en al die profeseë en al die dinge wat op hom gewys het in die Ou Testament, het hy daar vervul.
betekenis kom gee. Ek het dit Dinsdag aand by die klein groepie ook net verduidelik. In die Ou Testament kry ons al hierdie verwysings, al hierdie beelde, al die simbole van die lam en van die manna en van die ark en so. En al daai dinge in die Ou Testament was skadubeelde gewees. Maar soos dit met elkeen van ons ook werk, as jy loop en jy sien, jy nader 'n hoek en hier val 'n skaduwee voor jou. En die skaduwee beweeg, wat weet jy? Iemand gooi hierdie skaduwee. So hier is iets aan die kom, partykeer kan mens nogal van die skaduwee aflei wat dit gaan wees, of dit 'n mens is, en of dit 'n dier is, en of dit 'n kar is. Maar jy sien iets aankom, want iets gooi daai skaduwee. In die Ou Testament het ons al hierdie skaduwees. Wie het dit gegooi? Wie se skaduwee was dit? Dit was Jesus. In die oomblik toe hy gebore word, en hy lewe en hy sterwe aan die kruis, toe kan mense terugkyk en sê, dis hy wat al hierdie skaduwees gegooi het. Dis hy op wie al hierdie goeders gewys het. Hy het gekom. Aanskou die lam van God, wat alles kom vervul het. Vir jou en my betekenis kom gee het. Lees ons in 1 Korintiërs 5 vers 7 ook die volgende, hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Daar word dit direk verbind met Jesus, ons paaslam. Wat beteken dit vir my en jou? Wat het in die Ou Testament gebeur? Die paaslam moes geslag word, en die bloed moes gestryk word aan die deurkosyne. En as God die bloed gesien het, die toepassing daarvan, die geloof in sy woorde, dan het die verderwer oorgeslaan, dan die dood nie daarin gegaan nie. Passed over them. Toe Jesus aan die kruis uitroep en hy sê dit is volbring, en hy het sy bloed gegee, sy lewe gegee, toe sê hy vir elke mens, as jy nou op hierdie offer reageer met geloof, dat ek in jou plek gesterf het aan die kruis, jy wat die dood verdien, jy wat die ewige verdoemenis verdien, ek het dit op my gevat, sodat jy kan lewe, dan gaan daar ook by jou en my, die dag wanneer Jesus gaan kom en gaan oordeel, 'n Passover wees. Dan gaan ons nie in die oordeel kom nie. Ons kom later net so 'n bietjie meer by dit ook uit. Ek wil 'n paar verse ook net met u deel wat baie belangrik is omtrent hierdie saak, want nou praat hy van Jesus ook hier in Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester, dit is nou Jesus, was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Sommige van daai woorde wat jy daar lees, houd in gedagte, want die lammetjie wat geslag moes word by die Pasga, moes ook aan sekere dinge voldoen het. Een wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Jesus het nie in kruis toe gestap met 'n offer in sy hand, met 'n lammetjie wat hy geslag het nie. Hy het nie altaar toe gestap met 'n lammetjie wat hy sou gaan offer nie. Die kruis was sy altaar, en sy eie lewe was die offer. En die offer was van so aard, dat het God sy goedkeuring en God sy behaag ontvang het. Dis my geliefde seun, het Vader gesê, in wie ek welbehaag het. En elke priester staan elke dag op om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem. Daardie Oud-testamentiese offers het die sonde net bedek. Dit het net 'n tydelike materiaal gewees wat die Here daar gestel het, kon nie die sondes heeltemal wegvat nie. Maar hy het, Jesus, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, sy eie lewe, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou dat verder, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Nou wil ek net vir jy 'n paar dinge uitwys, puntsgewys, hoe Jesus hierdie offerlam, die gedagte van die offerdier in die Ou Testament, daar in Exodus 12, letterlik vervul het. Ou Testamentiese profeseë, toe hy homself geoffer het. Die lam moes in die eerste plek sonder gebrek en vlekkeloos wees. Dan word hulle moes die lam geneem het en hulle moes hom ondersoek het,
Geen gebrek nie, moes 'n gesonde, goed geskape, volmaakte lammetjie gewees het. Dis die eerste vereiste. Het Jesus daarin voldoen? Volmaak in elke opsig. Ons het nou net gelees, geen sonde, onbesmet, afgeskei van die sondaars. En die volgende plek, dit moes 'n jaar oud lam wees, 'n manlike dier. Dit beteken nou nie Jezus was 'n jaar oud, jy moes nie altyd die goedes letterlik so gaan toepas nie, maar 'n jaar oud lam is 'n lammetjie wat al reeds goed gevestig is, en wat in die vleuer van sy lewe is, wat sterk is. Dit is nie meer 'n suigeling nie. Hy is selfstandig, sterk geword. Jezus is in die vleuer van sy lewe kruis toe. Die lam moes vir 4 dae, voordat het geslag het, moes hulle dit ondersoek. En kyk of daar enige gebrek is. Hulle moes hom dop hou, het hom in die huis gebring. En dan het hulle hom dopgehou, het hom ondersoek, vir enige iets, enige afwyking, enige iets wat nie reg is met 'n lammetjie nie. En as dit nie voldoen het nie, dan moes hulle aan gevat het, dan moes hulle hom 'n plan vinnig gemaak het, maar hulle het so seker gemaak dat die lammetjie die regte ene is, dat hulle nie sommer 'n fout gemaak het. Maar vir 4 dae se ondersoek, wat het met Jesus gebeur sedert sy intog in Jerusalem? Vir 4 dae is hy letterlik onder kruisverhoor van bakboord na stuurboord gestuur. En sy ondersoek en hulle gekyk of hulle iets kan vind. Buiten die feit dat hulle sy hele bediening, vandat hy begin het om te preek, die heeltyd aan kritiek onderwerp het, kon hulle nooit iets vind om teen hom in te bring nie. Al die aanklagte waarop hulle vir Jesus uiteindelik skuldig bevind het om hom te kruisig, was vals geweest. Hulle het hom letterlik alles gedoen om hom te frame, sodat hulle hom kan kruisig. Maar hy kon niks kry nie. 4 dae het hulle hom ondersoek. Op die 14de van die maand, Nisan, moes hulle die lammetjie slag. En daardie sou die eerste nuwe jaar gewees het. Van daar af sou die Joodse kalender begin tel. Maar dit beteken 'n nuwe begin. Die presiese dag van die kruisiging was op wanneer gewees? Die 14de Nisan. Duisende jare daarna, op presies dieselfde dag, word Jesus gekruisig. Die offer wat hulle moes bring, moes die sonde, moes die oordeel, moes die doodsengel van hulle afweer naar die huis. Wat het Jesus gedoen? Hy het dit ook vir jou en my gedoen. Die lam was 'n simbool geweest van sagmoedigheid, van nederigheid en onskuld. Dit is presies wie Jesus was. Hulle moes, wanneer hulle die lammetjie geoffer het, mag hulle geen been van daardie lammetjie gebreek het nie. Toe Jesus gekruisig is, toe hulle om van die kruis wil afval, kyk of hy dood is, toe hulle die rowers weerkante se bene gebreek, wat hulle gedoen het, hulle gewoonlik die bene geslaan, en het gebreek, en as daar enige reaksie was, dat hy weet die ou lewe nog. En toe dit met Jesus wat doen, toe sien hy is klaar dood. Hy het klaar sy lewe afgelei, geen been van hom gebreek nie, om te kyk, presies soos met die lammetjie. Hulle moet die lam volledig braai. Hulle moes alles opeet, saam met bitterkrye. Wat sê dit vir jou en vir my? Wanneer ons Jesus aanvaar as ons verlosser en saligmaker, dan ontvang ons hom in sy geheel. Ons kan nie net vir Jesus gebruik, en net om in ons lewens hê om ons probleme uit te sorteer nie. Ons kan net vir Jesus misbruik om ons finansiële probleme of ons gesondheidsprobleme gou te fix nie. Hy is daar vir jou siel, gees en liggaam, om my en jou volkome te herstel. En daarvoor moet ons dit volle offer aanvaar. Dis vir my gedoen. Hulle moes dit volledig braai. Alles opeet. Hulle moes dit in die vuur braai. Hulle moes nie kook nie. Hoekom? Want vuur is ook 'n simbool van oordeel. Jesus het deur jou en my oordeel gegaan, sodat ek en jy nie in die oordeel hoef te kom nie. Hulle moes dit haastig eet. En dit bevestig maar net vir my dat Jesus se tyd, wanneer dit kom by die saligheid, wanneer dit kom by om jou saak met God reg te maak, is vandag. Jy moet jou haas om jou klaar te maak. Ons probeer altyd uitstel, soek na meer geleentheid en meer gepaste tyd, want ek wil nog eers dit doen, en ek wil nog eers dat doen, en ek wil nog eers dit bereik en dat bereik, en ek wil nog hierdie goed is dat ek wil uitsorteer, en daar goed ek wil uitsorteer, en die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak.
Haastig moes julle dit eet. Wanneer dit kom by bekering, is God se tyd altyd, vandag as jy my stem hoor, kom nou en laat ons hierdie saak uitmaak. Haas jou om klaar te maak. So, 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle verlore lewe nie, maar wat deur die vaders oorgelewer is, nie al die godsdienstige gebruike en so nie. En al die dinge wat hulle gedink het is goed nie, julle is nie losgekoop uit dit uit nie. En met verganklike dinge, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Daar's vandag in baie kerke, en nie net buite die kerkie, maar binne die kerk, is daar 'n geweldige aanslag teen die Christendom. En jy is hierdie gedagte van die lam van God, die onskuldige in die plek van die skuldiges. Ek weet nie of julle die nuus lees nie, maar in Brittanje begin dinge, afmetings aan te neem, dat Christendom word verbied in baie plekke. Want die meeste munisipaliteite en stede is onder Islam beheer. Jy mag nie eens meer op straat stil staan en in jou gedagtes bid nie. As hulle jou vra, wat doen jy en jy bid, dan sluit hulle jou net daar toe. Op sekere plekke gebeur dit al klaar. Dis die realiteit. Hoekom? Want daar's 'n oorlog en 'n stryd teen die lam van God. Want hy het sin kom bring. En mense wil dit nie erken, dat ek die lam van God nodig het nie. En ek kan myself fix. Maak nie vir my sin, dis ou mens stories, dis fabels. Dis mense se woorde. Baie van die Grieke destyds het dieselfde gedink, het al die wysheid gehad. En hulle het die kruis as dwaasheid beskou. Foolishness. Maar God het gesê, hy het die dwaasheid van die Grieke die wysheid van God gemaak. Want dit is presies wat dit is. So dis of die een of die ander, of jou eie wysheid, jou eie opinie, of het is God se wysheid wat nie altyd sin maak nie. Maar vir baie van u wat hier sit en wat hierna luister, maar daar buitekant beweeg, en wat Jesus op sy woord geneem het hierdie dinge realiteit geword. Werklikheid geword. Dit het vir mense hoop gegee, dit het mense rustigheid, vrede gegee. Dit het mense sin in die lewe gegee. Want mense soek na sin in baie dinge. Maar as 'n oorlog en 'n stryd teen die lam, soos wat lees ook in Openbaring 17, hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here, en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Die lam van God aanskou hom, want hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here, en jy gaan voor hom buig op een of ander stadium. Of jy dit nou wil erken of nie, of jy dit glo of nie. Hy is die Here van die Here, die koning van die konings. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn. En ons staan op die voorhand wat dit betref, wat Jesus gaan kom, sonder sonde, om te kom oordeel. En kyk wie hy moet oorslaan en wie nie. Hy weet wie dit is. Die Here weet vanmôre wie aan hom behoort en wie nie. Jy kan vir mense beïndruk, jy kan mense voel, maar vir God nie. Want hy weet en hy ken jou hart. Hy ken jou gedagtes, hy ken jou hele wese van die dag en voordat jy nog gebore is. Hy weet. Om te probeer ontken, te probeer wegpraat, wegwens, gaan niks help nie. So ons moet submit. Ons moet erken, Here, U is reg, ek is verkeerd. Maar hy kom. En dit is iets wat ons maklik uit die oog kan verloor. Ons dink altyd aan die lam van God, en ons sien sagmoedigheid, en ons sien sy onderworpenheid, ons sien sy nederigheid, sy gewilligheid, ons sien sy onskuld. Maar daar's iets in die Bybel ook, wat ons moet op aandag gee. Openbaring 6 vers 16 sê,
En vir die berge en die rotse gaan mense eendag sê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Die Bybel praat veral in Openbaring van die troon van die lam, maar hy praat ook van die toorn van die lam. As ek my Bybel lees, dan kan ons nooit die toorn, die regverdige toorn van God wegpraat nie. Ek sê weer, mense kom baie keer en sê, maar hoe kan God mense hel toe stuur? Is dit hoe God se toorn lyk, wanneer hy vir sommige mense so kwaad is, hy stuur hulle hel toe? Dis nie wat hy doen nie. Ons is elkeen op pad hel toe, van geboorte af. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ek is op pad soontoe. En hier kom Jesus en hy doen alles om my te stop, om my koers te verander, om my lewe te verander. En ek ignoreer dit. En ek voet er net aan. Wie kan ek blameer? As God 'n kruis in die pad gesit het, sê stop hier, want hier wil ek jou koers verander. En ek ignoreer dit. En ek beland in die hel, onder die toorn van God. Wie se skuld is dit? Is dit 'n God wat my soontoe stuur, of is dit ek wat dit kies? Jy self op pad, hou net koers. Jy sal uitkom. Maar as jy vir Jesus gaan toelaat om jou koers te verander, sal jy verseker nie onder die toorn van God beland nie. Dis 'n feit wat ek in die Bybel vind, onwonde. Die troon van die lam. Na hierdie ding het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Alle nasies en stamme en volke en tale het gestaan voor die troon en voor die lam, met wit klere en met palmtakke. En hulle het op 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Jy gaan by een van twee plekke eindig uiteindelik. En volgens die teksvers wat ek nou mee afsluit, is dit of voor die troon van die lam, met wit klere, palmtakke in die hand, en wat u eer aan God bring, of het gaan onder die toorn van die lam, weg van sy aangesig en sy teenwoordigheid wees. Dis of die troon, of die toorn. Dis een van twee plekke. En het word bepaal, nie op grond van dit wat God kies en nie kies nie. En wat ek dink, het meriete by God en wat nie. Maar jy moet by Jesus verbykom. Aanskou die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy alleen wat dit kan doen. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, kom nie onder die toorn van God nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En dis weliswaar nie die woordjie Pesach wat hier gebruik word, want hierdie is in die Grieks geskrywe, en die Pesach kom uit die Hebreëus uit, maar die gedagte van, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe, kom baie op dieselfde neer, het oorgegaan, passed over, from death to life. En omdat ek oorgegaan het, uit die dood uitgehaal is, deur Jesus en oorgegaan in die lewe, sal ek nie onder die toorn van die lam val nie. Hulle moes die bloed aan die deurkosyne gesmeer het. En die verderwer sou oorslaan. My vraag vanmôre is jou hart gereinig? Is jou lewe gered? Het jy Jesus as jou saligmaker, jou verlosser aanvaar? Het ek ja gesê vir Jesus? Ja, Here, ek is verlore. Ja, Here, ek het U nodig, ek kan myself nie red nie. Ja, Here, ek glo U offer is vir eens en vir altyd, vir alle mense en vir alle sonde. Ja, Here, ek het dit nodig. Ek het U nodig. Ja, Here, beteken nie sommer net om vir hom ja te sê, nou is ek okay nie. Mens moet hierdie ja verstaan. Ek sal eendag 'n bietjie meer oor dit gesels. Om ja te sê vir Jesus. Maar as jy vir Jesus hierdie ja's gesê het, ja, Here,
ek is verloor. Ja, Here, hier kom ek. Ek gee my lewe vir U oor. Dan sal daar ook 'n pas gaan jou lewe wees. Wat God jou gaan oorslaan. Amen. Kom ons bid saam. Heer Jesus, ons aanbid U vanmôre as die lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. Wat aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. En toe U daar ook die loon van die sonde, die betaling, die verdienste van sonde op U self geneem het, en daar in die kruis sonde gemaak is, 'n voorwerp van veragting geword het, van verwerping, en U daardie dood moes sterwe wat ons skuldig was. Maar Here, U het nie in die kruis bly hang nie. U het neergedaal en in die doodryk gaan verkondig. Ek het oorwin en ek staan nou op. Here, dit is ons vooruitsig ook vir Sondag as ons daaroor gaan praat. Ja, Here, U is in ons plek gekruisig. U is begrawe, maar U het opgestaan en U sit aan die regterhand van God, van waar U sal kom om te oordeel. En terwyl U nou vir ons intree en vir ons 'n boodskap stuur, maak jou klaar om God te ontmoet. Mag ons nie die oog verloor, en dat hoewel daar 'n troon gaan wees waar die lam aanbid gaan word nie, dat daar ook die werklikheid van die toorn van die lam, as jy vir ons sê, vreeslik is het om te val in die hande van 'n lewende God. Ons moet dit sê, Here, want het is deel van U Gods openbaring. Maar U liefde sê vanoggend vir ons elkeen, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom nou, en dat ons hierdie saak uitmaak. Dankie, Here, vir hierdie onuitspreeklike gawe, geskenk van die lewe, wat ons nie voor kan werk, nie voor kan verdien nie, maar wat U vanmôre vir ons aanbied as 'n geskenk. Vat dit, ek het dit vir jou gedoen. Ons sien U vanmôre vir wie U is, en wat U gedoen het in ons eer, en ons aanbid U daarvoor, in Jesus se naam. Amen.